Goeiemôre familie, en baie welkom by hierdie week se podcast waar ons so 'n bietjie gesels oor kontemplasie. Ons het gister in die erediens so 'n bietjie gesels oor die Lectio Divina. Dit is 'n vorm van lees van die Bybel saam met gebed. En hierdie manier om met die Bybel te bid, help ons om te verdiep en te verstaan waaroor die skrif gaan. Ek wil julle in hierdie week saam met Simon so 'n bietjie op reis vat deur 'n paar Lectio Divinas, sodat ons hierdie nuwe tegniek dalk kan vasmaak in ons roetine en in ons daaglikse lewe, om so ook dan nader en nader aan God te beweeg. Ek lees dan so vir ons uit Matteus 21 en ek wil graag hê dat julle saam met my moet lees en luister. Dit sê: Toe hulle Jerusalem nader en by Betfage teen die Olyfberg kom, stuur Jesus 2 disippels met die opdrag: Gaan na die dorpie daar voor julle, en julle sal dadelik 'n vasgemaakte donkie vind met 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord: Die Here het hulle nodig. Dan sal hy hulle dadelik laat gaan. Dit het gebeur sodat vervul sou word wat deur die profeet gesê is: Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is sagmoedig en hy sit op 'n donkie en op 'n jong donkie, die vul van 'n pakdier. Die disippels het vertrek en gemaak soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul geneem, boklere op hulle neergesit en hy het daarop gaan sit. Die groot skare het hulle boklere op die pad oopgesprei en ander weer het takke van die bome afgekap en op die pad oopgesprei. Die skare wat voor hom uitgeloop het en die wat gevolg het, het uitgeroep: Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste. Toe hy Jerusalem binnegaan, was die hele stad in rep en roer en hulle het gevra: Wie is hierdie man? Die skare het gesê: Dit is die profeet Jesus, die een van Nasaret in Galilea. Vir 'n oomblik wil ek hê dat jy saam met my moet nadink oor hierdie gebeurtenis. Verbeel jouself vir 'n oomblik jy is in hierdie toneel geplaas. Jy is dalk een van die disippels of een van die skare, soos Jesus in die stad inkom. Tydens hierdie intog in Jerusalem kan jy sien mense is besig om te beweeg. Mense is nuuskierig en kyk bo die skare uit om net 'n bietjie van hierdie Jesus te sien. Jy is ook besig om deur die skare te beweeg, te probeer naderkom aan hierdie man met die naam Jesus. Soos wat hy inkom en die skare die takke en die klere op die vloer neergooi om hom in te verwelkom en uitroep: Hosanna, die seun van Dawid is hier. Hoor jy dit? Dit is 'n gedreun en 'n gejubel en 'n gejuig. Soos wat Jesus inkom, sien jy hom. Wat sien jy? Wat beleef jy met jou emosies? Wat is jou gevoel wat jy kry soos dat hy verby jou stap en jy vir 'n oomblik oogkontak maak met Jesus? Hoe kyk Jesus na jou toe? Soos wat Jesus verby beweeg, stop hy en hy strek sy hand uit na jou toe. Wat maak jy in hierdie oomblik? Soos Jesus verby beweeg en verder aanloop, sien jy hom op sy donkie die stad verder ingaan. Die mense omsingel hom en vir 'n oomblik waar hy in die verte is, so teen die horison,
van die heuwels bo Jerusalem, draai Jesus om en hy kyk terug weer na jou toe. In hierdie oomblikke van waar ons so bietjie nadink en bid met die woord, is daar 'n diep besef dat Jesus saam met ons op hierdie pad is. Dat soveel as wat die intog in Jerusalem eintlik as 'n tragedie afspeel, waar die einste mense wat hom verwelkom het, hom dan verraai en laat kruisig, is daar oomblikke van ongelooflike rustigheid en vrede en vreugde, want die koning het gekom. Jesus is met ons. Wat 'n emosie lok hierdie uit jou uit, hierdie gedagte. En in hierdie oomblik is jy bewus dat Jesus agterkom, dat jy in die skare is. Dat jy vir hom uniek is en dat sy handpalm met jou naam ingegraveer is. Neem 'n oomblik en beleef al die reuke, al die geluide wat teen jou vel gevoel word, die wind wat dalk waai, die geritsel van die blare soos wat dit op die vloer lê en mense daaroor loop. Nou wil ek hê jy moet nadink oor God en sy plan vir die wêreld met sy verlossing. Verlossing wat hy bring deur Jesus Christus, sy enigste seun. Is jy verbly oor hierdie oomblik? Is daar 'n rustigheid wat oor jou kom, oor jou verlossing? Voel jy vir 'n oomblik, jy is in God se teenwoordigheid? Kom ons bid saam. So magtige God en Hemelse Vader, Here, dankie dat ons weet Jesus het die pad in Jerusalem aangedurf, wetend dat sy einde naby is en dat die einste mense wat oor hom jubel en juig, hom sou kruisig. Here, ons staan daar in die skare en ons sien hoe mense verbly is oor die verlosser wat naby kom. Ag Here, mag ons nie van daai wees wat dwaal nie. Mag ons oë gefokus hou op Jesus. Mag ons, soos wat Jesus uitstrek met sy hand na ons toe, ook sy hand vat. Mag ons verstaan dat U met ons is en dat U ons naby hou aan die hart. Here, wees met ons in hierdie week soos ons elke liewe uitdaging poog aanpak. Maar laat ons ook in die skare en in die gewemel vir 'n oomblik stop weer. Soos Jesus stop. En terugkyk na ons toe. En ons is totaal en al bewus van die teenwoordigheid. En ons dankie vir wat U vir ons gee. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.